Baie keer kom ons in 'n situasie waar ons nie regtig weet hoe om daar uit te kom nie. Die invloed van ander mense is duidelik daarin te sien. Ons sien ook dat baie keer dan blameer ons ander mense omdat ons geswik het onder groepsdruk, omdat ons besluite geneem het wat nie reg is nie. Dan is daar baie kere ouens wat nonsens praat oor die Bybel of ouens wat vals goed van 'n kansel af praat. En dan as ons regtig in die moeilikheid is en ons draai om, dan kan ons sien wat se invloed daai ouens in ons lewens gehad het. En ons kan baie keer ook sien wat se invloed vriende op ons lewens gehad het wat ons dan nou op 'n verkeerde keuse of 'n verkeerde besluit laat val het. En baie keer sien ons die invloed wat mense op ons gehad het wat ons in konflik mee is, mense wat ons teenoor bitter voel. In 1 Korintiërs 15 vers 33 lees ons: Moenie toelaat dat mense wat sulke dinge sê, julle vir die gek hou nie, want slegte geselskap bederf goeie gewoontes. Met ander woorde wat die Bybel hier vir ons sê, is dat die mense wat ons mee omring, die mense wat ons mee vertrou, moet ons baie versigtig kies. Want as ons goeie geselskap het, mense wat die Here ken, mense wat die Here dien, dan kan dit ons help om baie makliker op die pad te wees. Maar as ons toelaat dat mense wat op 'n dwaalspoor is, vir ons raad gee en ons lei, dan beland ons self op 'n dwaalspoor. Ek lees in Romeine 8 vers 27 tot 29 lees ek: En hy wat die harte deursoek, weet wat die bedoeling van die Gees is, omdat hy volgens die wil van God vir die heiliges intree. En ons weet dat vir hulle wat God liefhet, alles ten goeie meewerk, vir hulle wat na sy voorneme geroep is. Want die wat hy van tevore geken het, die het hy ook van tevore verordeneer om gelykvormig te wees aan die beeld van sy seun. Nou wat beteken dit? Dit beteken dat as ons meer na die Heilige Gees begin luister, as ons meer op God vertrou en as ons meer in die woord van God gaan kuier, dan gaan ons lewens op die regte pad wees. Dan gaan ons lewens van oorwinning leef. Dan gaan ons 'n lewe leef waarin ons weet wie ons is en wat ons waarde is. Want mense gaan jou probeer aftrek. Mense gaan jou probeer na hulle vlak toe bring. So kies mense wie se vlak baie nader aan Here is as wat jy is, en hou op om jou te steur aan wat ander mense sê. Ons lees in die laaste hoofstuk van Johannes, lees ons wat Paulus vir Petrus sê: Traak jou nie wat jou broer doen nie. Hou op om jou aan ander mense te steur. Hou op om ander mense mag in jou lewe te gee. Gee vir God alleen die mag, want die Heilige Gees weet in watter rigting jy moet gaan. Hemelse Vader, ons eer en verheerlik en ons prys U naam. Help ons om ons vertroue in U en in U alleen te sit. En help ons op hierdie reis om die ouens wat saam met ons op die reis gaan, baie versigtig te kies. Vader, en kom gaan vandag saam met ons. Maak nie saak wat se moeilikhede ons het nie, maak nie saak wat se twyfel ons het nie. Kom herstel U ons geloof in Jesus se naam. Amen.